Omdat jou oorsprong in God is, behoort niks in die wêreld jou eintlik te kan oorwin of onderkry nie. Onthou daar's vandag baie leerstellings en interpretasies van die Bybel, want soveel mense, insluitende geestelike leiers, dink baie keer net vleeslik en glad nie geestelik nie. Aan die ander woorde, mense dink vleeslik en nie geestelik nie. Baie mense besef nie werklik dat hulle uit God is en dat God in hulle leef nie. Verse soos Efesiërs 4 vers 6 wat sê dat daar een God en Vader van almal is, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. En 1 Johannes 4 vers 15 wat sê dat as jy glo dat Jesus die Seun van God is, dan bly God in jou en jy in hom. Nie almal glo dit nie en baie mense het dit al gehoor dalk, maar die realiteit het nog nie tot hulle deurgedring nie. Mense wat vleeslik dink, glo dat hulle net vleeslike of natuurlike ouers het byvoorbeeld, en besef nie dat hulle Vader eintlik God is en dat hulle uit hom gebore is nie. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Nou hulle wat glo dat Jesus die Seun van God is en dat Jesus Christus in hulle bly, is uit God gebore, nie uit vlees en bloed, soos wat mense glo nie. Johannes 1 van vers 12 en 13. Die vlees en bloed gedeelte is nie die liggaam waarin die regte jy, of die geesmens, wat na God in ware geregtigheid en heiligheid geskape is, lewe. Jy moet altyd onthou, jy leef nie omdat jy 'n liggaam het nie. Jou liggaam leef omdat jy, wat die gees is, jou liggaam laat leef. As 'n mens sterf, sterf nie die liggaam, want die gees wie die persoon regtig is, leef vir ewig. Ons is 'n gees wat in 'n liggaam woon en ons beleef en ondervind 'n menslike verhouding nou. Jakobus 1:26 sê, soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook geloof sonder werke dood. Jy sien, jou liggaam leef net as jou gees in hom is. Mense wat God werklik ken en besef dat hy in hulle en deel van hulle is ontvanklik vir die openbaring van Jesus Christus. Die mense wat nog nie besef dat God in hulle en deur hulle leef nie, gewoonlik glo hulle enige boodskap, of dit nou waar is of nie, omdat hulle nie gewortel in God se woord is nie. Onthou, daar's 'n gees van waarheid en 'n gees van dwaling. Hulle wat glo dat Jesus die Seun van God is en ander liefhet, is uit God gebore en ken God, want liefde kom uit God uit. Die enigste ding wat 'n mens wat glo kan oorwin is om leuns te glo en nie die waarheid nie. En Jesus is baie duidelik daaroor waar in Johannes 10:10 sê dat die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Hier is dit mos duidelik, as jy Jesus kies, het jy lewe in oorvloed. Nou, Jesus het die volle prys vir die mensdom se sonde betaal en elkeen verlos en vrygemaak van sonde en die dood. Paulus leer ons dat ons saam met Christus gesterf en opgestaan het en dat ons nou saam met hom in hemelse plekke is, in Christus bo alle magte, kragte en heerskappye. God woon in ons en het sy koninkryk, wat geregtigheid, vrede en blydskap is, binne in die mens gevestig. Aan die ander woorde, ons is God se woonplek gemaak. En dit het alles gebeur omdat Jesus die duiwel en sy magte vernietig het, sodat hulle nie meer 'n houvas op ons kan hê en ons skade kan aandoen nie. In Lukas 10 sê Jesus, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap, hoor nou hierso, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade kan aandoen nie. Luister dan ook wat Hebreërs 2 sê oor wat Jesus met die duiwel gedoen het. Luister mooi, aangesien die kinders aan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat, luister nou mooi, hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Dis die duiwel, en hy het almal kom bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood, aan slawerny onderworpe was. Die enigste wapen wat die duiwel en ons teenstanders het, is leuns. En dis daarom
daar soveel informasie en interpretasie van skrifte is. Die duiwel en sy magte sidder en beef vir die dag wat die wêreld besef dat Jesus Christus hom en sy magte verslaan en dat hulle eintlik magteloos is. Dink vir 'n oomblik wat sal gebeur as mense glo dat die woord van God die absolute waarheid is. Onthou, Jesus het nie net mense jammer gekry en vertroos wat siek en gebroken was nie. Hy het geweet wat in die woord staan en hy het die woord uitgevoer. In Lukas 4 lees ons die boek van die profeet Jesaja aan Jesus oorhandig. Toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskryf is: Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes herstel van sig te gee en om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die evangelie aan die armes te verkondig. En toe Jesus dit toegemaak het, nadat hy gelees het, en almal na hom kyk, toe sê hy: Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. In Handelinge 10:38 leer ons dat Jesus rondgegaan het, goed gedoen het, en almal genees het wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was, en die woord van God nie onvervuld kan wees nie. En onthou, die wapen van die duiwel is ook om die skrifte te wil verdraai. Hy het dit self met Jesus probeer en hom 3 keer versoek, maar Jesus het net elke keer gesê, dit staan geskryf. So begin om dit wat jy droom en geïnspireer is om te doen, begin dit uitvoer, stap uit in geloof. Al dink jy, al voel jy in jou menswees dat dit onmoontlik is, begin dan net besef, maar God is saam met my, en ek en hy kan alles doen. Dankie Vader dat U wat ons is, groter is as alles wat in die wêreld is. Open ons oë en verhelder ons verstand, sodat ons die waarheid van U in ons en ons in U ten volle kan beleef. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Deel asseblief hierdie goeie nuus. My naam is Paul en ons boodskap is op Facebook beskikbaar by Jesus Christus Leef in jou. As jy dit op WhatsApp wil ontvang, stuur net vir my 'n WhatsApp na 079 610 9175 en die woord teks of audio afhangende wie jy dit wil ontvang.